vir my sê is trying to reconnect. Goeiemôre al julle pragtige mense hier op die 22ste Oktober en welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Ek het so 'n bietjie beginne verskillende koffies van hierdie ouens nou probeer. Filter koffie, hier kan julle sien. Hierdie is Italian hazelnut. Ek het hom nou nog nie probeer nie, miskien vandag sal ons hom probeer. En hierdie is die ander ene wat ek nou die dag gehad het. Ek het nog so 'n ander klompie. En ons wag net vir terugvoering van Terbedore, of ons hulle koffie nou heeltemal gaan promote of nie. Hulle moet ons sponsor natuurlik, so dit is die idee, né? So kom ons kyk wat gebeur vorentoe. Maar in elk geval, die koffie is daar so. En nie wat sê, goeiemôre, wat sê die mense vanoggend? Ons het eintlik in 'n nuwe fase in Suid-Afrika nou ingegaan, en dit is 'n bietjie donkerder as wat ons dink. En ek sal dit nou deel met die mense. Ek sal dit nou deel. Kom ons kyk eens wie kom op vanoggend. So 'n klomp nuus. Ons begin maar daar in Brittanje. Daar is jare se protesaksies teen hierdie digitale ID. Peri, wat sê jy? Ou Peri het lekker partytjie gehad gister met sy verjaardag. Ek is besig om af te tel, Peri. Shalom. Ek tel af, ek tel nie meer op nie. Maar in elk geval, begin aan in Engeland, daar's baie protesaksies oor hierdie digitale ID. Dit raak nou al hoe meer duideliker dat die mense van Brittanje nie hierdie situasie gaan sommer net so hanteer nie. Goeiemôre Debbie. Gaan net nie hierdie situasie hanteer nie en hulle is moeg vir hulle regering. Ou moet maar net kyk wat daar gaan uitkom. Boonbehalwe dit, het Pizza Hut in Brittanje gaan nou 68 winkels toemaak, wat nog 'n ergere las op die mense gaan sit wat werk aanbetref. Wat in Engeland aangaan, gaan ook in Suid-Afrika aan. Daar is altyd parallelle in hierdie tyd waarin ons leef, waarna ons kan kyk. Maatskappye maak toe, besighede maak toe. Ouens raak gatvol. Dis lekkerder om op 'n eiland te gaan sit en vakansie te hou die res van jou lewe, as om te worry oor 'n groot maatskappy. Jy weet, maak jou goed toe. Waai, jy het miljoene man, jy kan gaan rustig lewe vir die res van jou lewe. So kom om jy worry om besighede oop te hou waar lande net eenvoudig nie behoorlik reageer op dit wat gedoen moet word nie. Jy weet? So maak toe. In elk geval, kom ons kyk 'n bietjie na ander nuus. Ek het belangrike nuus vandag, maar ek sal nou daarby uitkom. Die VSA en Australië het 8,5 biljoen dollar deal ooreenkoms geteken vir rare minerale, maar boonbehalwe dit gaan Donald Trump Amerikaanse duikbote aan Australië voorsien, en dis nou weer hand op die blaas tussen Australië en Amerika. Dis goeie nuus vir Amerika, Piet, wat sê jy? Goeiemôre. Dis goeie nuus vir Amerika en vir Australië, maar Australië op hierdie stadium is totaal en al 'n dystopiese land, dystopian, waar jy gereguleer word op allerlei gebiede, en jy dink jy het 'n vryheid, maar dit is 'n skyn van vryheid in Australië op hierdie stadium. Dit lyk glad nie goed nie. In elk geval, op grondvlak lyk dit glad nie goed nie. Die Europese Unie se raad het besluit om Russiese gas uit te faseer by 1 Januarie 2026, maar enige kontrakte wat hulle het tot 2028 gaan hulle behou. Met ander woorde, Pieter, wat sê jy? Met ander woorde, is Piet en Pieter vanoggend hier so een na die ander ene. Met ander woorde, hulle kan nog steeds gas verkoop. So, hulle probeer vir Rusland uit die prentjie uithou en vir Donald Trump te wys, nee, ons doen wat jy sê, en in die meantime behou hulle die kontrakte. Maar Rusland worry nie man, hy kan sy gas verkoop aan wie hy wil. Nee, en hy sal nie sleg doen nie. 'n Goeie ding wat gebeur het is dat Trump het geweier om die, het is 'n klomp geld, waar het ek dit neergeskryf, om die G7 te ondersteun,
Goeiemôre Jenny. Hulle het geweier om die G7 te ondersteun in hulle poging om die gevriesde Russiese bates, dis biljoene dollar, oor te handig aan die Oekraïne. So dis 'n goeie ding wat daar gebeur het. Maar daai oorlog kry nie einde nie. En Donald Trump wil nou die 9de oorlog eindig. Man, dis 'n leuen man, dis 'n scam daai, is die grootste flip en klug onder die son. Jy moet regtig 'n spesiale tipe stupid wees om nie hierdie tipe goed raak te sien nie. In elk geval, Sanaya Takaichi is haar naam. Sy is verkies as Japan se eerste vroue premier. Sy is die eerste vroue premier in Japan. Prime Minister. Eerste in die geskiedenis, sy het 2 vroue in haar kabinet aangestel. Dit is 'n totale klap in die gesig vir die Japaneese ortodokse leiers, mansleiers, en sy het gewen. En sy is nou in beheer van Japan. Well done to her, dis wat ek sal sê, nee, well done to her. In Bolivia, wat baie interessant was van Bolivia, 'n Christelike demokratiese leier, Rodriguez Paz, is sy naam, Rodrigo Paz. Is Paz of Paul? Rodrigo Paz, nee, is Paz met 'n Z. Hy het die presidentskap gewen in Bolivia. Bolivia was die afgelope 6 jaar, was hulle links en sosialisties. Die Boliviane het besluit, genoeg is genoeg, hulle aanvaar dit nie meer nie. Goeiemôre Lenet. Hulle aanvaar dit nie meer nie, en hierdie sentristiese, kom ons sê effe regse leier, is nou in beheer. Né? En goeiemôre Lazel, Lenet en Lazel. Ek het amper die mekaar geraak, die 2 name lyk so naby mekaar. So hy is nou gekies as presidentskap daar, en dis goeie nuus. Die Nou Kings protesaksie in die VSA is betaal deur die Kings. Die Rockefellers, die Soros en al daai ouens het hierdie veldtog betaal. Is hierdie nie koningsaksie teen sekere biljonêers soos Elon Musk en Donald Trump in Amerika, en dit word betaal deur die konings, deur die biljonêers. Dit het nou op die lappe gekom. Jy kan nie goed wegsteek nie, man. Dit kom uit na 'n tyd. Maak nie saak wat jy wil wegsteek nie, dit kom uit. Ons sien nou in ons Matlanga polisie gemors. Dit is 'n totaal en al 'n misoes. En al die goed wat nou uitkom, né? En Ramaplakkertjie word ook besmeer in die hele storie. Duitsland is natuurlik weer, goeiemôre Lydia, daar so in Windhoek. Duitsland is natuurlik nou weer, hulle koppe is regtig besig om uit te hak. Die AfD staan nou op 27%. Hulle groei stadig, maar hulle groei. Maar in 'n dorpie Hagen het Duitsers gewone Duitse vlae gehys, net Duitse vlae gehys. En nou is die staatssekuriteit besig om dit te ondersoek. Hoekom het hulle Duitse vlae gehys? Dis 'n regse ding hierdie. Nee, dis 'n Duitse ding. Duitslanders is besig om gatvol te raak vir hulle linkse regering. En ek dink Merz se dae is getel. Die AfD groei stadig, maar hy groei. 27% is nie te versmaai nie, is amper 'n derde. Hulle kom al, is amper 'n derde. Né? Amper 'n derde. Stadig maar seker groei hulle. Ek het hierdie berig neergeskryf want dit was vir my so ironies geweest. My juffrou Duitsland, daar's 18 modelle. My juffrou Duitsland, 4 is swart. 3 dra burkas en 2 is trans. So jy het 9 van die 18, dis die helfte, 50%. Is nie eintlik flippend Duitsers nie. Né? Dit is wat in Europa plaasvind, dis wat gebeur. Dit is die verspreiding van die Oosterse mense onder hulle geleedere. Oosterse en Afrika. En dit is die insypel van Islam. Die volgende Ottoman Empire, wat in Europa gaan wees. Tensy lande soos Duitsland en Frankryk en Ierland en Skotland en daardie lande beginne opstaan teen die gemors. Ons weet dat die pro-Russiese lande sal dit nie toelaat nie, soos Hongarye en so aan. Pole sal dit ook nie toelaat nie.
Interessant, die diefstal by die Louvre, die juwele wat daar gesteel was. Die leier van die Louvre, die persoon in beheer, die direkteur, is ook die eerste vroue direkteur wat aangestel is. Maar haar sekuriteitsleier is ook 'n vrou wat sy, dit was 'n token aanstelling wat sy gedoen het, waar sy hierdie vroue sekuriteitsleier aangestel het oor die sekuriteit van die Louvre, en nou begin Frankryk hulle monde uitspoel, wat gaan daar aan? Want hierdie vrou het regtig nie haar werk goed gedoen nie, en sy weet eintlik nie veel van sekuriteitswerk af nie, maar sy is die baas daar. Jan, goeiemôre. So nou is die Louvre onder die vergrootglas en die mense wat daar werk. Maar boonbehalwe dit, Macron gaan nou Vrydag 'n vergadering hou. Ek gaan net gou hierso kyk waar het ek daai berig ek het hom mooi uitgeskrywe. 'n koalisie van nasies, dis wat hy dit noem, gaan nou Vrydag ontmoet om die Oekraïense situasie te bespreek en dan om die Oekraïne te versterk met wapens en geld en al sulke goed. So hulle gaan nou Vrydag ontmoet. Pfizer het 'n 70 biljoen rand se ooreenkoms met die Trump-administrasie geteken om die prys van medisyne, pille en dies meer te verlaag in Amerika en om Medicaid, hulle mediese skema, nasionale mediese skema of federale mediese skema te ondersteun. Maar dit stop nie hulle mRNA-programme nie. Pfizer is een van die grootste maatskappye wat biljoene dollars gemaak het uit die moord op mense wat COVID aanbetref. En hulle kry hierdie deal met ou Trump, kan julle dit glo? Van Trump gepraat, hy het 'n dia aangesteek in die Withuis, in sy kantoor. 'n dia is 'n spesiale kandelaar wat aangesteek word om die Diwali Hindus fees te ondersteun en te vier. So in sy kantoor steek hy 'n Hindu kandelaar aan. Wat sê dit vir jou van Trump se Christendom? Of wil hy net alle mense tevrede hou en gelukkig hou? Is dit wat dit is? Is of jy eer God die Vader, Seun en Heilige Gees, of jy dien afgode. Jy kan nie albei dien nie. Jy kan nie albei dien nie. In elk geval. Grok, kunsmatige intelligensie, kan nou 'n video maak in 30 sekondes aangaande Elon Musk. Vir my is dit eintlik baie goeie nuus, want ek wil 'n video laat maak, 'n spesiale video laat maak, wat 'n baie belangrike video is, wat ons mense sal aanspoor om op te staan. So, ek het net nie die fondse om Grok nou te laai op my laptop nie, want jy moet betaal vir die goed. En dit kan interessant wees om dit te gebruik. Kunsmatige intelligensie is aan die orde van die dag, ons moet dit verstaan. Dit is net die toepassing daarvan in ons eie land, wat ons sal moet beheer, hoe ons dit gaan doen, hoe ons dit gaan integreer in ons stelsels en al sulke goed. Ons kan nie toelaat dat kunsmatige intelligensie ons mense se werke kelder nie. Soos nou in Amazon. Amazon gaan nou al hoe meer kunsmatige intelligensie insit met hulle robotte en goed. En dit gaan 75% van die werkers, wat is die woord ek soek, hulle gaan geretrench word as gevolg van kunsmatige intelligensie en robotte. Ons kan nie toelaat dat kunsmatige intelligensie ons mense se funksies en take oorneem nie. Ons kan dit gebruik as 'n hulpmiddel, that's it. As 'n hulpmiddel. Wat het ek nog van ander lande voordat ek oorgaan na Suid-Afrika toe? Ethiopië gaan nou hulle skuld, hulle het ook skuld, alle lande het skuld. Ethiopië gaan nou hulle skuld in dollar oordra na die yuan toe van China toe. Dit is 'n klap in die gesig vir Donald Trump. Afrika land wat oorskakel na 'n ander geldeenheid. Weereens nog steeds in Afrika, Malawi se president het nou alle skoolfonds gekanselleer. Jy hoef nie meer skoolfonds te betaal in Malawi nie. Sy oproep is, kry julle kinders by die skole. Kry julle kinders by die skole, dis nodig dat hulle
onderrig ontvang. Die mense raak al hoe dommer. As so iets kon gebeur, né? Goeie nuus in Europa, Europol het 'n massiewe kuberkriminele netwerk gebreek. 'n Massiewe kuberkriminele netwerk in Estonia. Dit is waar hulle hierdie mense gearresteer het. Meer as 3200 plus sake van bedrog teen hierdie ouens. 20,000 SIM-kaarte wat hulle gekry het. Miljoene dollar wat gesteel was uit mense se rekeninge en goed. So hulle het hierdie netwerk vasgetrek en gebreek. Nou kan hulle deur al hulle laptops en computers en goeders gaan en hulle kan daai mense se geld aan hulle terugbesorg uit verskeie rekeninge uit. So dit was goed geweest. Hier in Suid-Afrika wat baie interessant was, die Reservebank leier Kian Jagu, ek kan mos nie die Afrika van onthou of uitspreek nie, sê dat die rand moet eintlik 7-1 wees wat die dollar aanbetref. 7 rand is gelykstaande aan 1 dollar. Is dit nie interessant dat ons dit omgeswaai het wat die Fed aanbetref nie? In ons waardeplatforms en al hierdie goed het ons hierdie getal gebruik van 7. En nou kom hierdie ou uit die Reservebank uit en hy noem hierdie goed. Ramaplakkertjie erken dat die onteieningswet is eintlik onkonstitusioneel. Kan julle dit glo? Want hulle het 'n fout gemaak toe hulle die wet opgestel het. Jy mag daarteen praat in die hof voordat hulle jou grond kan gebruik. Dit is nie in die wet nie en dit maak dit onkonstitusioneel. So Ramaplakkertjie het uitgekom en dit gesê. Ek weet nie waar hierdie ouens die geld vandaan gekry het nie, maar die Pad Ongeluksfonds het begin mense uitbetaal, iets so 17 biljoen in hierdie afgelope 6 maande, wat hulle uitbetaal het of gaan uitbetaal. Ek dink is wat hulle uitbetaal het, as ek die berig nou reg gelees het. 'n Man van 'n voormalige vlootoffisier wat haar lewe verloor het, ontbloot die leuns en swak toestande in die vloot. Dit verbaas my nie, dit verbaas my glad nie. Ons weermag is nie meer ons weermag nie, mense. Die weermag wat ons geken het in die 80er en die 90er jare, selfs 70 jare van die ouer manne, toe dit nou regtig begin pas aangee, veral in die 80er jare. Daai weermag bestaan nie. Dit bestaan nie meer nie. Ons vloot is totaal en al pateties. Ons lugmag is pateties. Ons weermag is pateties. Dit is waar ons nou is in Suid-Afrika. 3de wêreldse land, eintlik 4de wêreldse land. Nee, eintlik 4de wêreldse land. Ek het geglimlag toe ek hierdie berig gelees het. Victoria Afrika, een van die PA, Patriotiese Alliansie leiers van daai sporthotnot, wat ek sy naam so sê, het vir haar lewe gehardloop. Sy en ander leiers en makkers van hulle kamerade het vir hulle lewens gehardloop in Johannesburg, maar interessant, hulle is gejaag deur buitelanders. Pierre sê Pad Ongeluksfonds, sy dogter wag al 9 jaar. Yesterday, Pierre. Het julle 'n prokureur wat hierdie goed aanjaag? Julle moet 'n prokureur hê wat hierdie goed aanjaag. Jy kan nie hierdie goed self doen nie. Ja, maar hierdie mense het gehardloop vir hulle lewens, en die interessantheid van die berig is dat buitelanders het hulle gejaag. Buitelanders. Mens kan nie hierdie goed opmaak nie. Die DA is nou weer besig met politieke games. Hulle wil nou die BBEE saak aanspreek en rasgebaseerde tenders aanspreek en al sulke goed. En die IFP sê nee, ons stem saam met BBBEE. Dis net politieke games. Dit vat jou aandag af van Ramaplakker en die korrupsie. En dit hou jou aandag op goed wat jy regtig waar niks kan aandoen nie. Dit is die idee van hierdie tipe goed. Onthou dit.
Hierdie tipe nuus is net daar om jou besig te hou. Moenie eens aandag daaraan gee nie, vir jou alie daaraan af. Op hierdie sê hulle het 'n prokureur. Tinus, wat sê jy? Goeiemôre, shalom. Die direkteur-generaal Tolashe is nou aangekla vir leuns, die misbruik van haar kantoor ensovoorts. Verbaas my ook nie. Hierdie leiers is totaal en al useless. Hulle is, die Afrikaanse mooi woord is 'n baie mooi woord. Hulle is eenvoudig net onnosel. Dis dit. Hulle is onnosel. Hulle het nie common sense nie, hulle kan nie dink nie, hulle is daar om te vreet. KFC, dis al. Wat die KFC berig aanbetref, ou Ramaplakker sê hongersnood is die hoogste prioriteit in Suid-Afrika, is om hongersnood aan te spreek. Wanneer ek so berig lees, dan wil ek net sê, jou blikemmer, jy sit met biljoene, gaan koop die kos en deel dit uit, man. Maar dit bring ons weer terug na daardie storie toe van die visstok, wil jy ou liewer 'n vis gee of 'n visstok? Gee hom 'n visstok. Leer hom hoe om vis te vang en hy sal nooit honger wees nie. Maar nou ja, om by daai plek te kom in Suid-Afrika is nou vrek moeilik. Maar dit kan gedoen word. Dit kan gedoen word. Ek het 'n ander berig hierso wat nie 'n goeie berig is nie. Maar voordat ek by daai berig kom, het ek eers gou vir julle hierdie berig lees. Moenie dink dat die digitale ID nog nie na Suid-Afrika toe gekom het nie. In 2022 was die volgende geteken. Die Nasionale Identifikasieregistrasiewet. Nasionale Identifikasieregistrasiewet. Wanneer 'n kind 10 jaar oud word, moet die kind se vingerafdrukke geneem word. Die kind se vingerafdrukke moet geneem word en die kind moet 'n digitale ID kry. Wanneer die kind 16 jaar oud word, dit is nou seksie 20. Wanneer die kind 16 jaar oud word, mag 'n polisiepersoon die kind keer op straat en vra vir 'n ID. Moenie dink dat hulle nie jou kinders registreer nie, hulle doen dit. Dis al lank al 'n begin al van die digitale ID in Suid-Afrika. Goed. Ja, ek is alweer deur 'n klomp goed vandag, maar ek het 'n belangrike boodskap om vir julle te gee. Frans Jooste, die leier van die Kommandokorps in Rustenburg. Ek het persoonlik hierdie man ontmoet in 2022. Frans Jooste was 'n man wat, hy was 'n kartograaf. Hy was ook ver regs. Hy het rondgeloop in bruin militêre uniform met 'n rang wat hy vir homself gemaak het van die voortrekker monument wat hy op sy skouers gehad het. 3 voortrekker monumente en 3 hierdie kant. Hy was 'n generaal van sy eie kommandokorps. Hy het seker so 100+ mense gehad wat onder hom opleiding gekry het in buitekant Rustenburg. Hy het nou onlangs een van sy huurders in die maag geskiet. Ek weet nie of dit 'n swart persoon of 'n wit persoon was nie. Die persoon was noodlottig gewond, met ander woorde, hulle is dood. En Frans Jooste was gearresteer gewees. Hulle het natuurlik sy wapens en sy goed gekonfiskeer, meer as 200 rondes en. Maar dit is nie die ding nie. Frans Jooste is maandag dood in die tronk. Hy was 71 jaar oud. Hy was nie ongesond nie, mense. 'n boereleier, alhoewel hy ver regs was, is vermoor in die tronk. Ek sê dit nou vir julle. Frans Jooste was ook 'n man wat homself gesien het as die man in brein. Hy het glad nie die profetiese retoriek of simbole aangaande die man in brein geken nie. En hy kon nie daai boksies tik nie. So dit was beslis nie hy nie in elk geval. Maar hy is nou dood. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons as jy 'n boereleier is, moet jy baie versigtig wees. Want hulle sal vir jou kom. Hulle sal vir jou kom. Bly binne die wet. Bly binne die wet. Hulle sal vir jou kom.
Jy sal dit nie maak nie. Jy sal dit nie maak nie. Ons kan nie so aangaan nie, mense. Regtig waar. Ons kan nie so aangaan nie. Gister en vandag is daar 'n boerevergadering wat plaasvind. Ek glo dit gaan vir ons die begin wees vir die begin van die begin wees, dat ek dit so kan stel. Vir diegene wat verstaan. Want daar is 'n tweede opvolg ontmoeting wat moet plaasvind, vergadering wat moet plaasvind, waarna toe ek genooi is. Nou ek weet nie wat gister se besprekings oor gegaan het nie, en nog minder weet ek van vandag nie, is geslote deure, maar dit gaan oor natuurlik die toestand in Suid-Afrika, en die toestand van die boere en dies meer, en planne wat gemaak moet word om die situasie te verander. So, dis die dinge wat gebeur. Ons is in 'n benarde posisie. Ons boere is in 'n benarde posisie. En daar is net een manier om hier uit te kom. Dit is om saam te staan en om deel te word van die Federale Alliansie van Suid-Afrika. Jy moet deel word van iets wat groter is as jy. Jy moet deel word. Jy moet. En as jy nog nie aangesluit het nie, sluit aan. Sluit aan. Nee? Sluit aan. Ja, dat was nie goeie nuus geweest vir my daai nie, maar in elk geval, dit is wat dit is. In ander nuus, ons Suid-Afrikaanse cricketspelers, die vroumense doen baie goed, die mans is nou in dag 2, hulle doen nie te sleg nie, dag 3, hulle doen nie te sleg in die tweede toets nie, alhoewel ons die eerste toets verloor het, en ons vat dit maar, ons moet na die goeie ook kyk, jy kan nie net na die slegte kyk nie, ons moet na die goeie nuus ook kyk, jy weet. Of het nou op sportgebied is of wat ook al. Maar daar is baie mense wat nie vir Frans Jooste geken het nie. Ek weet het. Daar is baie sogenaamde boereleiers daar buite wat mense nie ken nie. Dis mans en vrouens wat iets wil doen vir Suid-Afrika. Party van hulle is net nie op die regte golflengte wat hierdie goed aanbetref nie. Ons kan dit nie doen met die wapen nie. Ons moet dit doen met die wet. Internasionale wet. In elk geval. Kom, ons is vryburgers, ons is boere, ons is boere-Afrikaners, ons weet wie ons is. Ons is Afrikaners, Engelsmanne, Ire, Skotte, Portugese, Spanjaarde, wie ook al gehelp het om hierdie land te bou. Ons is vryburgers. Elke nasie die reg om 'n vryburger te wees op sy eie grondgebied. En ons gaan daarvoor werk, ons gaan daarvoor beklei. Ons gaan aangaan met die fight. Dit is net hoe dit is. Saam met God maak eendag mag, daar is nie 'n ander manier nie. 'n baie goeie Woensdag vir julle almal, en alles seën van my kant af, né?